Gisterand was ek so cramped in. Gevoel van die spasie is nie. So vanaand het ek gesê, ek gee vir myself spasie. En nou lyk dit of Jesus 'n ander plan het, want dan kom hy nou neer. Waaroor het ek gesê, gesels ek vanaand met u? Kan jy onthou? My liewe Lulu. Niemand nie. Dis 'n baie algemene antwoord, daai veilige een. Okay? Ons het oor dit gister gepraat. Jy's reg my brother, dis deel van dit. Maar ek het gisterand het ek vir jy gesê, vanaand gaan ek met jou gesels rondom noodsaaklikheid. Kan jy dit onthou? Lei dit 'n klokkie? Noodsaaklikheid. Beloof my jy gaan vanaand luister. Of wil jy eerder net gaan koffie drink? Ek hou nie daarvan om tyd te mors nie, hè? Jy moet net vir die volume dop asseblief beertjie. Ek wil vanaand by jou weet, wat klassifiseer jy as noodsaaklik in jou lewe? Wat klassifiseer jy vanaand as 'n noodsaaklikheid in jou lewe? Hoor gou mooi, noodsaaklikheid verwys vanaand na die volgende. Ek wil jy moet luister, na die toestand of kwaliteit van iets wat absoluut noodsaaklik, onontbeerlik of broodnodig is. So wat is vanaand onontbeerlik in jou liggaam? Wat beskou jy vanaand as broodnodig in jou lewe? Hallo? Want dit is waarvan noodsaaklikheid vanaand praat. Is jy met my? Dit wat broodnodig is, dit spreek vanaand van die feit, luister baie mooi, iets waarsonder 'n mens nie kan klaarkom nie. Hoor jy wat ek sê? Dit spreek van iets waarsonder 'n mens nie kan klaarkom nie. Dit is 'n absolute vereiste in jou lewe. Soos ek vanaand met jou praat rondom noodsaaklikheid, dan praat ek vanaand van 'n absolute vereiste wat deel van jou lewe of in jou lewe moet wees. Kom ek gee 'n praktiese voorbeeld. Asem. 'n praktiese voorbeeld, water en kos. Hoor mooi, water en kos is noodsaaklik vir menslike oorlewing. Want as jy nie eet nie, as jy nie drink nie, dan gaan jy dood. Want hierdie liggaam soek kos, né mamma? Hierdie liggaam soek kos en hy soek Coke Zero. Hy soek vloeistof en hy soek vaste stowwe sodat hy kan bly leef. Dit is 'n noodsaaklikheid. Dit is 'n absolute vereiste vir Jaco van Aswegen om te leef. Stem jy saam? Dis 'n vereiste vanaand vir jou om te leef. En my vraag vanaand aan jou is, buiten hierdie praktiese voorbeeld van voedsel en van vloeistof, wat klassifiseer jy vanaand as 'n noodsaaklikheid in jou lewe? So nou kyk jy nie na die kos nie, jy kyk nie na die vloeistof nie. Buiten kos en vloeistof, wat beskou jy vanaand as 'n noodsaaklikheid in jou lewe? Dink vir 'n oomblik gou daaroor. Wat aanskou jy as 'n noodsaaklikheid? God verseker? Dink jy God is noodsaaklik in jou lewe? Inteendeel dink ek hy kom voor kos, want hy is die voorsiener daarvan. So as dit vanaand by die noodsaaklikste of die absoluutste vereiste in my lewe kom, is dit natuurlik heel eerstens God, stem jy saam? Verseker moet dit God wees, dit kan nie anders wees nie. Hoor wat sê die woord van die Here in 1 Korintiërs 15:10. Maar deur die genade van God, sê Paulus, is ek wat ek is. Deur sy genade is ek wat ek is. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Hy is 'n noodsaaklikheid in my lewe. Hy is 'n absolute vereiste, want sonder hom is ek niks en sonder hom kan ek absoluut niks doen nie.
Al dink ons so. Hy is 'n noodsaaklikheid want hy gee die asem in jou lewe. Hy laat jou hartjie pomp, jou hartjie pomp. As hy vanaand besluit om sy hand van jou lewe af te vat, is dit verby. Hy is 'n noodsaaklikheid. Stem ons saam, kan ons amen kry? Okay, great. Ons stem saam dat God is 'n absolute noodsaaklikheid. Hier kom my volgende vraag. Nou buiten God, wat beskou jy vanaand as 'n noodsaaklikheid in jou lewe? Ons het klaar ge-establish, wat is die Afrikaanse woord? Dis nie stabiliseer nie. Vasgestel, baie dankie met Pastor Andrei. Ons het klaar vasgestel dat God is 'n noodsaaklikheid, so jy kan hom nou nie meer gebruik nie. Ek vra jou vanaand, buiten God, wat 'n noodsaaklikheid moet wees, wat beskou jy as 'n noodsaaklikheid in jou lewe? Wat sien jy as broodnodig? Wat sien jy vanaand as 'n absolute vereiste? Yes, geloof is net so belangrik. Is dit vanaand vir jou finansiële blessing? Is dit vanaand geloof? Sien jy noodsaaklikheid vanaand as 'n dak oor jou kop? Sien jy noodsaaklikheid vanaand as 'n goeie werk? Sien jy noodsaaklikheid as die partner aan jou sy? Ek moet hierdie een inbring. Sien jy noodsaaklikheid as jou skoonma wat lekker kos maak? Sien jy vanaand noodsaaklikheid as kos in die kas? Sien jy vanaand dat die kerk dalk vir jou 'n noodsaaklikheid is? Wat beskou jy as noodsaaklikheid? Definitief het Johan verklaar geloof. So hy beskou geloof as 'n noodsaaklikheid in sy lewe. Maar wat beskou jy vanaand as 'n noodsaaklikheid? Kan ek vanaand vir jou so vra, wat van die woord van God? Wat van hierdie woord vanaand? Wat van die noodsaaklikheid om vir God 'n verskil te maak? Wat van die noodsaaklikheid van jou geestelike welstand? Wat van die noodsaaklikheid van dit waarvoor hy jou gekies het? Hoor jy wat ek sê? Die woord van God, jou geestelike welstand, dit waarvoor hy jou geroep en gekies het, is dit vanaand vir jou 'n noodsaaklikheid, ja of nee? Jy moes nie so vinnig amen gesê het nie, hy kom nou met 'n bang. Hierdie is nie die boodskap nie, hierdie is 'n plus. As ek vanaand verklaar, en nou praat ek met myself, as ek vanaand verklaar, ek beskou hierdie woord van God as 'n noodsaaklikheid in my lewe, dit is broodnodig, dit is 'n absolute vereiste in my lewe, dit is vanaand my verklaring, dit is die noodsaaklikheid in my lewe, hoekom leef ek dit dan nie? Hoekom is ek nie 'n dader van God se woord nie? Ons het amen gesê, so julle almal het gesê, dis 'n noodsaaklikheid in julle lewe. Okay, gee jou 10de. Jy het gesê die woord van God se noodsaaklikheid. Of leef jy net in die Nuwe Testament? Want nou gaan baie sê, dis mos Maleagi 3 vers 10, dis in die Ou Testament. Bid jy vir die siekes? Jy dan verklaar, hierdie is 'n noodsaaklikheid in jou lewe. Hallo? Dit het tyd geword dat die woord van God 'n noodsaaklikheid in ons lewe word. Dit het tyd geword dat ons geestelike welstand 'n noodsaaklikheid in ons lewe word. Want ek wil vir jou sê, ek is bekommerd as ek na die liggaam van Christus kyk. Gisterand toe ek hier wegry, kom ek by die huis, ek sê vir my vrou, "Good night mamma, jy gaan my bietjie laat sien." Want God se woord het gisterand met my gepraat. Ek het so bietjie daar in my studio gaan bly.
En terwyl ek in my bly tydperk daar was, in die teenwoordigheid van die Here, toe besef hierdie van aswegen, hoor mooi, toe besef hierdie van aswegen, daar is iets wat in sy lewe ontbreek, naamlik die krag van die Heilige Gees. Jammer om dit vanaand te sê, maar ek het dit nie. Miskien het jy dit. Want jy sien, wanneer ek die krag van God se Gees het, dan sal ek manifesteer wat in hierdie woord staan. Waar was ons? Ek het julle vraag gevra, nee. Wat het ons gesê? Geestelike welstand? OK, jy het amen gesê op wat ek verklaar het. Toe ek mos gesê het, wat van om vir God 'n verskil te maak. Toe jy gesê amen, was dit so? Marieke het hulle amen gesê. Die liggaam van Christus het sy noodsaaklikheid verloor om dit uit te leef waarvoor God jou bestem het. Waarvoor God jou gekies het. Want jy sien, kind van die Here, as ons uitleef en ons beskou dit as 'n noodsaaklikheid in ons lewe, ons het dit brood nodig om sy doel en sy plan vir my lewe uit te leef, ons het dit brood nodig om disippels te gemaak, dan was hierdie gemeente vanaand vol. Jy het gesê ja, jy beskou dit as 'n noodsaaklikheid in jou lewe. Ek wil vanaand vir jou vra, hoekom het jy besluit om die Here te dien? Ek gaan kyk of ek op die regte plek is. Hoekom het jy besluit of 'n besluit geneem om die Here te dien? Is 'n noodsaaklikheid? Het jy dalk 'n besluit gemaak om die Here te dien omdat jy bang is jy gaan in die hel opeindig? Here, ek wil tog net die kind wees, want ek wil nie in die poel van vuur brand nie. Ek is 'n kind van die Liewe Jesus, my naam is geskryf in die boek van die lewe, ek gaan die ewige hel vryspring. As dit jou enigste rede is hoekom jy hom dien, dan mis jy die punt. En ek en jy moenie uit die oog uit verloor nie. Hoor mooi wat hierdie van Aswegen vanaand vir jou sê. Ek en jy moenie uit die oog uit verloor nie. God het jou eerste gekies, jy het hom nie gekies nie. Jesus sê, niemand kom na my toe as my Vader hom nie eers geroep het nie. En weet jy hoekom die Vader mense roep? Want die kerk doen nie hulle werk nie. Ons voer nie die opdrag van Matteus 28:19 uit nie. Noodsaaklikheid in jou lewe. Dalk moet ek en jy net weer hoor. God het jou gekies. Jy moet dit hoor vanaand, God het jou gekies. God het jou gekies. Jy wat vanaand hier sit, God het jou gekies. En hy het jou gekies, hoor kind van die Here, om 'n verskil te gaan maak in die stikkende wêreld daar buite. Jou noodsaaklikheid, of jy is noodsaaklik vir hom om sy groter plan en sy groter prentjie te bereik. Hoor jy dit? As Vader, toe Jesus op hierdie aarde was, want die woord sê dit, hy kon gevra het vir 'n legioen van engele en hy hoef nooit deur die kruis gegaan het nie. As Vader die engele gestuur het, dan was ek in elk geval heeltemal verlore. Stem jy saam? So God kan op bonatuurlike maniere mense red, maar hy het jou gekies. Vanaand kom sê hy vir jou, jy is die noodsaaklikheid vir hierdie stikkende wêreld. Jy is brood nodig as kind van God vir hierdie stikkende wêreld, want u en ek wat vanaand hier sit, het die antwoord van die lewe in ons hand. Die oplossing vir elke probleem, die oplossing vir elke situasie, die oplossing vir elke onmoontlikheid, die oplossing vir elke siekte. Ons het dit in ons hand. Kan jy vandag verklaar, ek maak 'n verskil? I don't think I do, but I'm working on it. Maar kan jy vandag verklaar, jy maak 'n verskil? Ek vra jou vanaand, skud jy die wêreld waar jy beweeg? Skud jy die wêreld waar jy beweeg?
Gaan doen gou-gou 'n bietjie huiswerk wanneer jy vanaand by die huis kom. Gaan kyk na die boek van Handelinge, hoe die disippels die wêreld geskit het waar hulle beweeg het. Net Handelinge. Ek vra nie eens weer om baie Bybel te lees nie. Gaan lees net van Handelinge 1 af. Gaan doen huiswerk, dan fokus jy op hoe die apostels of die disippels die wêreld geskit het waar hulle beweeg het. Hulle het presies gedoen wat Jesus gedoen het en hulle het presies gedoen wat Jesus gesê het hulle moet doen. Gaan kyk gerus. So doen jy wat Jesus gesê het ons moet doen? Is dit 'n moeilike vraag? Is dit hoërgraad? Kan ek sê hallo? OK, ek vra jou 'n vraag. OK, kom ons maak dit retories. Jy hoef hom nie te antwoord nie. Doen jy wat Jesus gesê het ons moet doen? Antwoord jouself ja of nee. Want jy sien die disippels het dit gedoen en hoor mooi, hulle het dit gedoen en hulle het getuienis gelewer van wie hy is. Die feit dat hulle in sy voetspore gevolg het, die feit dat hulle gedoen het wat hy gesê het hulle moet doen, die feit dat hulle besef het hulle is 'n noodsaaklikheid vir God se plan om vorentoe te gaan, het hulle getuienis gelewer van wie hy is en van waartoe hy in staat is. En ek vra jou vanaand, lewer dit wat jy doen getuienis van wie hy is. Lewer dit wat jy doen getuienis van wie hy is. Hy is die God van wonders. Hy is die redder. Hy is die verlosser. Hy is die geneesheer. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Hy is vanaand die God wat die onmoontlike kan vermag. En ek vra vanaand vir jou, lewer jy getuienis van dit? Julle is stil. Getuienis verwys na, luister mooi. Getuienis verwys na die handeling van getuig. Met ander woorde, handeling is iets wat ek doen. Ek doen baie handelinge by my huis. Getuienis verwys na die handeling van getuig. Hoor mooi, of die bewyse en verklaringe wat gebruik word om 'n feit of 'n bewering te staaf. Bewyse en verklaringe, handelinge wat gebruik word om 'n feit of 'n bewering te staaf. Die feit en die bewering van wie hy is. En weer sê ek, die disippels het dit deur en deur gedoen. Die disippels het dit geleef. Die disippels het dit gedemonstreer. Die disippels het geopereer soos wat hy geopereer het. Hulle was die hande en die voete van Jesus waar hulle beweeg het. So het hulle getuienis gelewer. So what made them different? Want hulle was mense soos ek en jy. Dit wat Jesus vir ons in sy woord sê, het hy vir hulle by mond gesê. En hulle het daarop gereageer. Hulle het siekes gesond gemaak. Hulle dooies gaan opwek. Gaan lees Handelinge. Gaan lees Handelinge. Kyk wat het die doodgewone mense soos ek en jy gedoen. Hulle het getuienis gelewer en wat het hulle anderste gemaak as ek en jy vanaand? Handelinge 1 vers 8 verklaar, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees
in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En hulle was die getuienis wat hy gesê het hulle sal wees as gevolg van die krag van die Heilige Gees. That's the difference. Ek vra jou vanaand, operate jy in die krag van die Heilige Gees, of maak jy nog op jou eie insigte en op jou eie kragte staat? In jou en my eie krag gaan ons absoluut niks vermag nie. Dis dalk hoekom die kerk lyk soos wat hy lyk. Want ons traai elke nuwe programmetjie, elke nuwe ideetjie. Ons probeer dit in ons eie vermoë doen en in ons eie krag. En al wat ons nodig het is die krag van die Heilige Gees, wat jou en my sal dryf, wat jou en my sal gebruik, wat jou en my getuienis sal maak. Ek lees vanmiddag in Lukas 9 dink ek. Lees ek, of Lukas 10, waar die woord van die Here sê, Jesus sê vir hierdie mense, hierdie disippels, hy sê vir hulle, gaan maak mense gesond, en sê vir hulle, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dit was die opdrag, kind van die Here, of jy dit nou wil hoor of nie, tekens en wonders gaan mense trek vir God. Anders sou die disippels nie daarmee aangehou het nie. Want deur dit wat Jesus gedoen het, het mense gehoor en het alreeds gewag vir hom om te kom. En na Jesus het hulle gewag vir Petrus, selfs met die hoop as sy skade weer net op hulle val, dat hulle gesond sal word. Hoekom? Doodgewone mense soos ek, vol van die krag van die Heilige Gees. Hebreërs 2 vers 4, terwyl God ook nog saam getuig het, deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Vissermanne, 'n man wat die lam van God verloon 3 keer. Toe die krag van God se Gees hom vat, toe staan hy op en hy sê vir 'n krepelman saam met Johannes, silwer en goud het ek nie, in die naam van Jesus Christus staan op en loop. En toe hulle hom konder, sê hy, laat dit weet, laat julle dit hoor vandag, laat julle dit weet vandag, hierdie man loop as gevolg van geloof in die naam van Jesus Christus van Nasaret, wat julle gekruisig het. En 3000 mense kom tot bekering. Toegerus met die krag van die Heilige Gees. Ek sê nie vanaand by implikasie dat jy nie die Heilige Gees het nie. Ek het die Heilige Gees deel van my lewe. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees op grond van die woord van God. Maar weet jy wat? Ek is nog nooit toegerus met krag uit die hoogte nie. Want ek het dit nog nooit gejaag en na gesmag nie. En ek het geïdentifiseer, dit ontbreek in my lewe. En dalk vanaand ontbreek dit in jou lewe. Identifiseer jy vanaand dat as jy die getuienis wil lewer van wie hy is, dat die Heilige Gees in jou lewe nodig is. 1 Korintiërs 2 vers 12. Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees, Heilige Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Redding, verlossing, oorwinning, voorsiening, die onmoontlike wat 'n moontlikheid word, wonders en tekens tot verheerliking van sy groot en heilige naam. God het ons hierdie Gees gegee, sodat hierdie Heilige Gees aan ons kan openbaar, aan ons kan bekend maak wat God ons uit genade geskenk het. Ek en jy kan deur die krag van die Heilige Gees berge verskuif. En ek wil vanaand die verklaring maak. Die tekort aan wonderwerke in die tyd waarin ons leef, is as gevolg van 'n gebrek aan die krag van die Gees. In kinders van die Here se lewe, waarvan ek nommer 1 is.
Die noodsaaklikheid in jou lewe is hierdie Heilige Gees. Die een waarsonder jy nie kan klaarkom nie, die absolute vereiste in jou lewe. Weet dit vanaand, as daar iets in jou lewe is wat jy brood nodig het, is dit nie geld nie, is dit nie whatever ander ding nie, dit is die Gees van die Here. Want as die Gees van die Here in jou lewe is, het jy alles. Ek dink is Johannes 2 vers 20 wat sê, of 21 wat sê, julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Jesus het self gesê, die Heilige Gees sal aan ons toekomstige dinge bekend maak. Hy is immers die Gees van wysheid, hy is cleverder dan Salomo was. Dis die noodsaaklikheid vanaand in jou lewe. Hy is die een wat die woord van God, luister mooi, 'n lewende werklikheid in jou lewe wil maak. Hy is die een wat vanaand jou geestelike welstand wil verdiep. Hy wil op jou op 'n plek bring waar jy geestelik groei van hoogte tot hoogte, sodat jy nader aan hom beweeg. Hy is ook vanaand die een wat dit wat in God se hart is met jou wil kom deel, maar laat ek dit nie vooruit hardloop nie. Hy is die een wat jou wil toerus om vir God 'n verskil te maak. Hy is vanaand die een wat jou in die destiny wil bring waarvoor God jou gekies het. Sodat jy getuienis kan lewer van wie hy is en dat jy kan demonstreer waartoe hy in staat is. Dis wat die Heilige Gees vir jou in jou lewe wil kom doen. He wants to come and demonstrate Almighty God vir 'n stikkende wêreld, en jy is die kandidaat, want jy is noodsaaklik vir hom, sodat jy gebruik kan word vir God se koninkryk. Hy is noodsaaklik, luister mooi, en ek is besig om te land. Hy is noodsaaklik, want die woord van die Here sê in Galasiërs 5:25, as ons deur die Gees lewe, laat ons deur die Gees wandel. Hy is noodsaaklik, want Romeine 8:16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Jy sien, wanneer hy 'n noodsaaklikheid in jou lewe is, en jy verhouding moet ombou, dan kom maak hy hierdie opgewondenheid in jou wakker om te sê, ek is 'n kind van die lewende God. Niks en niemand kan iets aan my doen nie, want ek is meer as oorwinnaar deur hom, Christus Jesus, wat my die krag gee. Ek is 'n mede-erfgenaam. Met ander woorde, as my pa die koning is, en Jesus is die prins, en ek is 'n mede-erfgenaam, dan is ek 'n prins of 'n prinses. Kan jy dink as die Heilige Gees dit in jou denke vasanker, en jy dit vat in jou eie maak, waar gaan jy uitkom in jou lewe? Romeine 8:26, hy is 'n noodsaaklikheid, want die woord van die Here sê, net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree in vir ons met onuitspreeklike sigtinge. Hy is 'n noodsaaklikheid in jou lewe, want hy's die een wat jou wil help in jou gebedslewe. Wanneer jou woordeskat kort word, dan kom hy en hy kom tree in met onuitspreeklike sigtinge. Hy kyk na jou hart en hy weet wat aangaan en hy sê, Vader, kyk net so bietjie na my kind se hart. Hy is 'n noodsaaklikheid, want Johannes 6:63 sê, dit is die Gees, die Heilige Gees, wat lewend maak. Hy is 'n noodsaaklikheid, want Romeine 8:15 verklaar die volgende, julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Hierdie Heilige Gees, die noodsaaklikheid in jou lewe, is die een wat aan jou Abba Vader wil kom demonstreer, die Vader van liefde. 'n Vader wat vanaand weet presies wat sy kinders nodig het. 'n Vader wat jou behoefte ken. 'n Vader wat jou nood ken. En die Gees van God wil jou op daai plek bring in jou wandel met hom, wat jy Abba ken in diepte. En met vrymoedigheid na sy troonkamer toe kan gaan en sê, Vader, my Vader. Ek het ABCD nodig in my lewe.
Hy is 'n noodsaaklikheid vanaand, want Galasiërs 5:22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. As jy met iets en dit in jou lewe sukkel, is dit die Heilige Gees wat dit in jou lewe wil kom wakker maak. Die Gees van God wil hê jy moet hierdie vrug dra, sodat 'n stikkende wêreld kan sien hoe 'n kind van God moet lyk. As die taxi voor jou inry, dan smile jy, Jesus het jou lief. En ek pik op iemand nou hierso. Hy wil dit in jou lewe kom deponeer. Liefde wat alle verstand te bowe gaan. 'n blydskap wat die wêreld nie kan begryp nie. Selfbeheersing wanneer daar moeilike omstandighede oor jou pad kom, wanneer jou vrou jou kwaad maak, die vrug van sagmoedigheid. Wanneer die kinders nie doen wat hulle moet doen nie, die vrug van lankmoedigheid. Wanneer jou skoonma jou iets vra, die vrug van vriendelikheid. Ja, mamma. Romeine 8 vers 6, hy is 'n noodsaaklikheid, want hoor wat sê die woord van die Here, wat die vlees bedink is dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. As jy wil lewe en jy soek vrede in jou lewe, kind van die Here, dan is dit noodsaaklik dat jy die Gees van God in jou lewe het, en uitroep en sê, Here, rus my toe met krag uit die hoogte. Hy is 'n noodsaaklikheid. Want Galasiërs 5:16 kom leer jou en my, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Ek kan my hand opsteek, ek het vleeslike stryd, elke dag. Maar dalk sukkel ek want die krag in my lewe ontbreek. Of ek is nie bereid om na sy leiding te luister nie. As jy sukkel met vleeslike versoekings in jou lewe en die vlees kry jou onder, weet vanaand, daar is 'n oplossing, daar is 'n antwoord. Dit is die Gees van die lewende God. Roep uit. Rus my toe met krag uit die hoogte, Vader. 1 Korintiërs 2:11. Hy is 'n noodsaaklikheid, hoor mooi, en ek like hierdie een. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Die Heilige Gees ken Vader se hart in diepte. Die Heilige Gees weet wat in Vader se hart is. Hy weet wat in God se hart aangaan. En as jy wil weet wat God se hart vir jou lewe is, kry 'n verhouding met hom en sê, Skepper Gees, vra vir Vader wat is in sy hart. Kom deel dit met my, want ek wil in die lyn en in die destiny in beweeg wat Vader vir my instoor het. Hy is 'n noodsaaklikheid en hiermee maak ek klaar. Hy is 'n noodsaaklikheid, want Galasiërs 5 vers 5 sê, want ons verwag deur die Heilige Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Hy is die element, die persoon van die drie-eenheid, wat jou by die hand wil vat en jou wil help om 'n lewe van geregtigheid te lewe, in right standing with God every single day of my life. Ek weet ons is mens, ek weet ons is swak, ek weet ons doen soms sonde, maar ek wil vandag vir jou een ding sê, ek dink as jy in 'n noue verhouding met die Gees van God kan begin leef, en 'n noue verhouding met hom kan begin beweeg, dan gaan jou sonde grafiekie baie naby by 0 kom. Hy is 'n noodsaaklikheid, want Romeine 8 vers 11 sê, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode uit opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, naamlik die Heilige Gees, julle sterflike liggame lewend maak, deur hierdie Gees wat in julle woon. So as jy nie genoeg woema in die wiele het nie, get hold of the Holy Spirit. Hy is noodsaaklik vanaand, want Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop beskaam nie, hoor baie mooi, omdat die liefde van God
En hoe groot is sy liefde? Hy het sy seun gestuur, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. 'n liefdelose mens is sonder die Heilige Gees. Pastor, stem jy saam? Henrico, is dit nie wat hier staan nie? Die liefde van God is deur die Heilige Gees in my hart uitgestort. Soos ek nie kan lief hê in die liggaam van Christus nie, is daar 'n probleem in jou lewe. Is tyd dat jy moet sing, Welcome Holy Spirit, come take control of my life. Hy is 'n noodsaaklikheid. Want hoor mooi wat sê 1 Johannes 4 vers 13. Hieraan weet ek, dat ek in hom bly, en hy in my bly, omdat hy my sy Heilige Gees gegee het. Ek kom net vir jou reg lees. Hieraan weet ons, dat ons in hom bly, en hy in ons, dat hy ons sy Heilige Gees gegee het. Hy is 'n noodsaaklikheid, want Romeine 8 vers 14 sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Dan is die teendeel ook mos waar. Sê Newton nie wat opgaan moet afgaan nie. As ek deur die Gees van God gelei word, dan is ek 'n kind van God. Sê dit dan by implikasie, as ek nie deur die Gees van God gelei word nie, dan is ek nie 'n kind van God nie. En ek moet die uitroep van Dawid ons eie maak. Die uitroep van Psalm 51 vers 13 wat sê, verwerp my nie van die aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Dit moet die uitroep in jou hart word, van vanaand af vorentoe in jou lewe, in jou wandel met hom, om te sê, Here, neem net nie u Heilige Gees van my af weg nie. U kan alles vat. Ek moet ook net nie my vrou vat nie. Maar u kan alles vat, maar neem net nie die Heilige Gees van my af weg nie. Noodsaaklikheid eis. Hoor mooi. Noodsaaklikheid eis dat ek die besluit neem om die Heilige Gees deel van my lewe te maak. In vasbeslotenheid, hoor mooi, dat niks of niemand my besluit sal afbring of my van my besluit sal ontneem nie. Want hierdie besluit sal die uitslag bepaal van die verskil wat ek vir hom sal kan maak in hierdie stikkende wêreld waarin ons leef. Kom ons sluit die oë. Vader, ons bid vanaand dat u Skeppergees die naprediker sal wees van hierdie woord. Dat u Heilige Gees dit vanaand in ons binneste anker, en dat u Heilige Gees ons bedien rondom hierdie woord. Here, sodat daar 'n honger in ons binneste ontwikkel word, of opspring, of gekweek word, 'n hongerte om te sê, Here, ons het 'n smag, ons het 'n dors na die krag van die Heilige Gees. Here, nie net die Gees van die Here wat in my woon nie, maar die krag, die dunamis power, Here, sodat ons as u kinders die getuies kan wees in hierdie Wesrand en in Gauteng en in die res van Suid-Afrika. Here, want wanneer ons getuies word tot verheerliking van u naam en wandel onder die krag van die Gees, Here, dan is daar niks wat ons kan stop of niks wat ons kan keer nie. Ek vra vanaand, Vader, dat u elkeen van ons sal kom toerus met die krag uit die hoogte, die vuur van God se Gees, sodat ons kan begin berge verskuif in hierdie stikkende wêreld. Dat ons vir die olyfboom kan sê, plant jou in die see, en dat dit sal gebeur. In die almagtige naam van Jesus Christus. Soos wat die disippels getuies gelewer het, wil ons ook getuienis lewer van wie u is, wat u kan doen, en waartoe u in staat is, in die naam van Jesus Christus, en die kinders van die Here sê, Amen. Amen. As jy nie alles ingeneem het nie,
Hy word uitgesaai op Facebook, kyk hom weer.